Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy van ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u 'n heerlike naweek gehad het en ook 'n goeie Sondag beleef het en dat die waarheid van die woord tot u hart gespreek het. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja Lied 203. Daar staan: net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my. Getrek tot u deurboorde sy, o lam van God, ek kom. Vers 2 sê: net soos ek is, ek wag nie meer. Ek kom hoe vuil bevlek, o Heer, ek werp my aan u voete neer. O lam van God, ek kom. Ag vriende, jy kan hierdie Halleluja lied op die eie tyd gaan lees. Daar is 7 kosbare versies. En wat hierdie lied vir my leer is dat die Here ons nooi om na hom toe te kom. Nou daar is baie mense wat vanmôre miskien hierdie boodskap sal luister, wat miskien vriende of familie het wat na hierdie boodskap sal luister, of wat miskien nooit sal luister nie, maar wat u weet vanmôre in nood is. Dan is daar een antwoord: net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my. Getrek tot u deurboorde sy, o lam van God, ek kom. U sien, die Here sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Dis eers wanneer ons verstaan hoe sondig ons is, dat ons verstaan hoe groot God se genade en sy verlossingswerk is. En daarom pleit ek by jou, dat jy nie vanmôre sal aangaan in jou sonde en jou ellende en in jou bedrukte staat nie, maar dat jy vanmôre sal vlug na die Here en sal sê: Here, ek weet nie hoe nie en ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar ek kom na u en ek vra, was my, reinig my, maak my nuut, maak my u kind, en tel my op uit die stof en leer my dat die lewe Christus is en die sterwe 'n wins. Mag die Here u groot genade gee om dan ook op die eie tyd deur hierdie Halleluja lied te lees, kosbare skrifwaarhede wat ons hier invind, kosbare waarhede wat hierdie skrywers ook neergepen het. En ons dank die Here vir hierdie kosbare Halleluja skat wat ons het om dan uit te lees. Nou vriende, ons sal vanmôre aangaan met God se woord. Jy moet onthou, net God se woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. Al is die liedere hoe kosbaar vir ons, is dit nie geïnspireer soos die woord van die Here nie. En daarom gaan ons vanmôre aangaan met die geïnspireerde woord van God. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee. En vanmôre begin ons sommer dadelik met 'n tipe van 'n waarskuwing wat Salomo gee aan 'n seun, en in besonder sy seun vir wie hy geskryf het. Daar staan: hou op, my seun, om na tug te luister, terwyl jy tog afdwaal van die woorde van kennis. Dit klink amper vir ons of Salomo so teen homself praat. Hy praat heeltyd dat sy seun moet luister en sy seun moet kennis opdoen en wysheid vermeerder. En nou sê hy: hou op, my seun, om na tug te luister, terwyl jy afdwaal van die woorde van kennis. En wat Salomo eenvoudig hier wil sê is ons moenie heeltyd die gedagte deurgee dat ons luister maar ons doen nie. Dit help nie ons luister maar ons gaan doen nie wat ons gehoor het nie. En vriende, dan ook 'n baie belangrike ding wat ons hier raak sien, is dat wysheid is nie iets wat ons bereik nie. Ek kan nooit op 'n punt kom en jy kan nooit op 'n punt kom dat ons sê: luister, ons het nou genoeg kennis en wysheid en insig opgedoen en ons nou al deur genoeg stryd en beproewings gegaan dat ons geestelik op 'n vlak is dat ons nou kan funksioneer sonder verdere kennis en wysheid en insig van die Here nie. Dit kan nooit gebeur nie, want u sien, ons is nooit oud om te leer nie en ons sondige harte wil ons altyd wegtrek van God se waarheid. Daarom het ons nodig om die woord elke dag te lees, te bestudeer, oordenkings na te luister en werklik verse te memoriseer en die Here te vra: Here, help my, dat ek nie sal afdwaal van die woorde van kennis wat ek gehoor het en opgedoen het nie. Mag die Here genade gee dat ons nie net eenvoudige hoorders sal wees nie, maar dat ons daders sal word van hierdie woord wat ons dan ontvang. Die volgende vers, vriende, is baie belangrik. Daar staan: 'n deugniet wat getuienis gee, spot met die reg, en die mond van die goddelose verslind onreg. Wat hierdie vers vir ons eenvoudig sê is dat ons glad nie, vriende, wanneer ons getuienis lewer, onsself met leuns moet ophou. Ons moet ophou met hierdie verdraaiing van die reg nie. En ons vind dit ongelukkig in Suid-Afrika. Jy weet, wanneer mense in howe staan, is vir my so skrikwekkend. Hulle staan daar en die Bybel word gehou nog steeds in Suid-Afrika. Daar word gevra: beloof jy om die waarheid te praat en niks anders as net die waarheid nie? So help my God. En dan sit hulle die hand op die Bybel en hulle steek hulle hand op en hulle sê: ja, ons sweer, ons sal die waarheid praat. En dan begin hulle lieg. Die een lieg oor die ander ene, hulle lieg oor finansiële state, hulle lieg oor misdaad, tonele, hulle lieg en bedrieg. En hoe meer jy die koerante lees en op sosiale media gaan kyk, dan kom jy agter hoe hulle leuns dan ook na vore kom. Die Bybel sê vir ons dat dit is 'n gespottery met die reg. En luister, God het die reg ingestel. Ook in Suid-Afrika. Of ons nou dink is 'n baie goeie regstelsel of nie, God het ook hierdie regstelsel daar gestel sodat die misdadigers gestraf kan word. En as jy lieg onder eed, as jy lieg in 'n of ander regsgeding, sê die Bybel vir ons, is jy niks anders as 'n deugniet en niks anders as 'n goddelose nie. Dis miskien sterk uitsprake, maar vriende, dink daaraan. Hoeveel mense kom by die werksplek en dan is daar
'n verhoor waarin jy getuienis moet lewer en dan lieg die een oor die ander een om homself te red. En dit is ook, vriende, om die geregte dwarsboom. Daarom die hele gedagte hier is 'n deugniet wat getuienis gee, spot met die reg, en die mond van die goddelose verslind onreg. Die oomblik wanneer ek praat en ek lieg en ek bedrieg en ek vertel leuns en ek verdraai die reg, sê die Bybel, val ek in hierdie kategorie. En dit wys eintlik maar wat in my hart aangaan, dat ek 'n deugniet is en 'n goddelose. En jy kan miskien vanmôre 'n geweldige geleerde persoon wees en jy kan miskien op die hoogste sport opgestyg het of gestyg het in jou maatskappy. As jy 'n leienaar is, as jy 'n bedrieger is, as jy ophou met boosheid, sê die Bybel, is jy 'n deugniet en 'n goddelose. En dan het jy nodig om, soos Halleluja lied 203 sê, te kom na die Here net soos jy is en sê, Here, ek werp my aan u voete neer. Ek bely my sonde. Ek gaan maak reg wat ek verkeerd gedoen het. Maar dit is beter om as 'n arme te sterf op aarde en die ewige lewe te beerwe en die mooiste by God te ontvang, as om as 'n bedrieger en 'n deugniet en 'n goddelose te sterwe. En ek hoor by God, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Gaan lees hierdie hoofstuk in konteks en u sal sien hoe duidelik die man Salomo hierdie waarhede aan ons oordra. Die laaste vers wat ons gaan hanteer vanmôre is vers 29, so die laaste vers van hoofstuk 19. Daar staan, vir die spotters staan strafgerigte klaar en slaaf vir die rug van die dwaase. Vir wat hierdie vers van ons eenvoudig wil sê, is dat daar is, lyk my, mense wat in hulle elende bly sit en meer agteruit gaan en verdere elende oor hulle self bring, omdat hulle nie wil luister nie. Vir spotters staan strafgerigte klaar en slaaf vir die rug van dwaase. En ek het al met hoeveel mense in my bediening, vriende, gepraat en besoeke by gaan doen. Mense verval in sonde, dis in dronkenskap, en kom ons vat 'n voorbeeld nou, dronkenskap, hulle stamp die kar, daar's huismoeles, die huisraad word gebreek, daar is die vloek en skel, goed word verpand, en môre is hulle nigter, dan is daar die geweldige spyt en die hartseer oor hulle sonde, en hulle probeer weer regmaak tot die volgende week. Wanneer daar weer 'n geldjie is, dan herhaal hierdie proses homself oor en oor. Die Bybel sê vir ons, dit is om letterlik jou rug te draai elke keer en te sê, slaan my. Dis elke keer om te sê, luister, ek gee myself oor om gestraf te word, om deur hierdie ellende te gaan. En daar is weer 'n keer net een oplossing, dis vlug na die Here. Dis so belangrik dat ons sal sien, dat die Here vir ons hierdie kosbare uitnodiging gee. Daardie Halleluja lied 203, vers 5 sê, net soos ek is, nooi u vir my, vergewe, reinig en bevry. Op u belofte steun ek bly, o lam van God, ek kom. Die Here sê vir ons baie duidelik, as ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So vriende, moenie soos 'n spotter wees en deur hierdie dwaase optredes bly gaan en u lewe bly vernietig en verder wegsink in u ellende tot u by die punt van die dood uitkom en moet sterwe en voor God gaan staan om rekenskap te gee nie. Hierdie vers is eenvoudig om vir ons te sê, stop in jou spore, dink wat jy doen. Luister, ek sê nou die dag vir iemand wat met my praat. Toe sê ek vir hulle, ons wil graag verskonings maak vir mense wat in sonde verval. Ons moet nie verskonings vir hulle maak nie. Vriende, as iemand weet waar sy linker en sy regterhand sit, as iemand 'n motorvoertuig kan bestuur, as iemand 'n boek kan lees of miskien in 'n mate geleerd is, en hulle hoef nie eens regtig geleerd te wees nie. Die feit dat jy opgestaan het vanmôre en geweet het dat dit 'n nuwe dag is en jy sekere dinge gedoen het om die dag tegemoet te gaan, maak jou verantwoordbare persoon sodat jy ook besluite kan maak wat jou in die rigting kan stuur van geregtigheid. Daarom wil ek vir jou sê, moenie ander mense die skuld gee of jou omstandighede die skuld gee of jou opvoeding die skuld gee nie. As jy vanmôre met hierdie boosheid sit wat jou vasdraai, jou lewe vernietig, vlug na die Here. Kom na die Here en sê, Here, u ken my deur en deur, u weet wie ek is, u weet wat ek doen, u weet hoe ek oor en oor dieselfde foute maak, u weet waar ek vandag staan in my huis, in my huwelik, in my werksplek, in die ellende waarin ek myself gedompel het, en ek kom en ek vra u, Here, vergewe my. Vriende, daar is legio voorbeelde in die Bybel, waar mense aan die einde van hulle self gekom het, en dan by die kruis uitgekom het, en die Here daar die lewens herbou het, en dat daar die mense getuies is vandag, van God se reddende genade, die veranderende werk in hulle harte en lewens, om hom te verheerlik. Mag u genade vind en mag ek genade vind om hoop te gee aan mense deur die evangelie wat vir ons leer dat die Here gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Moenie aanhoudend dieselfde foute maak nie. Moenie aanhoudend dieselfde dinge doen oor en oor en jou lewe tugtig met al hierdie boosheid waarmee jy besig is nie. Draai na die Here. Ek sluit af met vers 7 van Halleluja lied 203. Net soos ek is om u genade wat eindeloos stroom van Golgotha hier te geniet en dan hierna
o Lam van God, ek kom. Die Here wil ook hê ons moet in hierdie lewe sy volle seën geniet, hierdie volle seën van redding, van verlossing, om 'n getuie vir hom te wees. Ja, daar gaan stryd wees, daar gaan uitdagings wees, maar saam met die Here, sê die Bybel, is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefgehad het. Groete vir u vriende, seën, mooi dag verder.